verskyn u lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien u is die lig. Mag u lig hier deur ons skyn. Geliefdes, hier vanuit die swart land, met al die koring wat so op die lande staan en wieg in die wind, groet ek vir julle in die kosbare naam van die Here Jesus Christus. Geliefdes, ekskuus tog, ek wou buite daar tussen die koring gestaan het om met u te praat, maar die wind wil nie toelaat nie. Maar in elk geval, weet jy, gister het ek vir u gevra om ernstig te bid, want ek was op pad om openlig te gaan hou, en ek wil vir julle sê, gister was een van daardie besondere dae waar die Here gewerk het, op 'n manier wat 'n mens dit net nie verwag het nie, en ek wil die Here so eer en dank vir die goddelike voorreg wat ek gehad het om gister diepsinnige gesprekke te kon hê met jong mense. Voordat ek 'n dorp toe is, toe het ek vir Marine gevra om saam met my te bid, want vir die een of ander rede het ek gisteroggend nie was my stilte tyd nie so geseënd soos ander oggende. Ek kon omtrent nie stilte tyd hou nie. En ek het net gevoel ek is nie reg om uit te beweeg om openlig te gaan hou nie. Ek het nie so gevoel nie, maar ek het tog gevoel ek moet in gehoorsaamheid beweeg en nie op gevoel nie. En weet jy, toe ek in die dorp kom en ek moes besluit waar gaan ek staan. Jy moet onthou, ek het 3 weke gelede het die wetstoepassers my kom stil maak en het hulle vir my gesê as ek nie my goed gaan oppak nie, dan neem hulle my in hegtenis. En so het ek toe toestemming gekry om by iemand se laaizone te gaan staan, en van daar af het ek toe nou gepreek. Maar so het ek nou gister in die dorp ingekom en 'n plek geïdentifiseer waar ek kon staan, 'n stukkie privaat grond. Dit is onder 'n boom van die dokter se ou spreekkamers, en dit grens omtrent aan die sypaadjie van die munisipaliteit. So ek het goeie blootstelling daar gehad. Ek het op privaat grond gestaan en die wetstoepassers het seker 7-8 keer daar by my verbygery, stadig by my verbygery. En maar nou ja, ek het my nou nie aan hulle gesteer nie. Hulle het natuurlike werk om te doen. Dit moet ons besef. En nou ja, nadat ek opgeslaan het, het ek baie traktaatjies uitgedeel wat ek dan normaalweg doen. En weet jy wat vir my eintlik so wonderlik is om te sien dat mense, nou nie almal nie, die meeste neem maar die traktaatjie en hulle beweeg mos nou maar aan. Maar dan is daar van die, soos hierdie man wat hier by hierdie motor staan. As jy vir hom kyk, dan sien jy hoe aandagtig staan en lees hy hierdie traktaatjie. En geliefdes, die Here gebruik traktaatjies. Die Here het 'n traktaatjie gebruik om my, juis hierdie traktaatjie van die 2W, dit was die begin van my geestelike ontwaking gewees, waar die Here hierdie traktaatjie gebruik het in my lewe. Maar nietemin, ek het 'n baie geseënde tyd gehad, gepreek oor die wederkoms en oor die dae dat die wederkoms sal wees soos in die dae van Noag. En was baie geseënd geweest. Nou die borde wat jy hier sien is nou iets niets wat ek in gebruik geneem het, en ek wil vir julle sê, dit is so effektief. Daar's mense wat by hierdie borde verbystap en dan draai hulle eintlik om te lees wat staan op hierdie borde geskryf. En nadat ek openlik gehou het, toe het ek deur die dorp beweeg, by die een kant af, die ander kant weer op, en het ek sover as wat ek gegaan by groepies gaan stil staan, en ek het die bord saam met my geneem, en dan vra ek vir hulle moet lees wat op die bord geskryf staan. En dan, terwyl hulle dit lees en hulle met daardie vraag gekonfronteer word, het ek vir hulle so 'n bietjie na die woord toe gevat
Ek het 'n hele paar groepies bedien. Nou, ek het in totaal seker so 2,5 ure was ek besig. Baie moeg en uitgeput toe ek daar klaar is. Maar soos wat ek beweeg het ek toe nou stil gestaan en met 'n jong man gepraat met die naam van Nikolai. Ongelukkig het ek nou nie sy foto hier, eintlik nie 'n foto van hom geneem nie. Maar weet jy, ek het so diepsinnige gesprek met hierdie jong man gehad. Hy's 17 jaar oud en hy was so honger. Hy wou weet, hy wou luister. Sy vriend het eenkant gaan staan en hom telke male aangehits om te kom, om dat hulle kan aanbeweeg, en hy het net geweier en gesê hy wil en hy het gestaan en luister en uitgeluister. Ek het seker maklik 25 minute met hierdie jong man gepraat. En weet jy, terwyl ek met hom praat, toe 2 ander jong mense ook by ons aangesluit. Die een se naam is dit was Rochelle en El Bronzo. Wat 'n pragtige naam, né? El Bronzo. En hulle het vir my 'n vraag gevra en ek het net besef, kyk, 'n mens kan hierdie vraag nie in 1 of 2 sinne antwoord nie. En ek het hulle uitgenooi, ons het in 'n restaurant op die dorp gaan sit, waar ek vir hulle elkeen 'n melkskommel gekoop en ons het seker maklik 30 na 40 minute daar gesit en gesels. En terwyl ons daar besig was om te gesels, toe kom daar 'n ou oomie in met die naam van oom Daantjie. En oom Daantjie kom sê vir my, hy sê, broer Nico, ek moet dit vir jou kom sê. Ek het gesien jy kom hier in, maar ek wil net vir jou kom sê dat die boodskap wat jy gebring het by daai een groepie was 'n absolute bevestiging van wat iemand 'n uur of 2 vroeër vir hulle ook daar gesê het. Hy sê dit was vir hom so merkwaardig om te sien hoe die eenheid van die Heilige Gees en hoe die Here met daardie mense gewerk het. So ons dank die Here, geliefdes. Die Here is getrou en hy's so goed. Nou ja, nadat ek met Rochelle en El Bronzo gepraat het, het ek na my bakkie toe gegaan en toe ek al by die bakkie kom, toe wag daar weer 'n ander dame vir my. Dis die bestuurderes van 'n plaas waar ons verlede jaar bedien het. Dani Perold se plaas hier in Halfmanshof distrik. Weet jy, en sy sê vir my, oom Nico, sy sê ek wil vir oom Nico kom baie dankie sê vandag. Sy sê nadat oom Nico hulle daar weg is, toe het daar vrede op die plaas gekom. Nou weet jy, ek het by daardie plaas het ek met die mense gepraat, die kinders van die Here wat so in oneenigheid leef. En ek het met hulle gepraat vanuit die Here se hoëpriesterlike gebed, Johannes 17, waar hy vir sy Vader vra dat sy disippels een sal wees, sodat die wêreld sal glo dat hulle hom gestuur het. Dat God hom gestuur het. En weet jy, sy sê toe ons na afloop van die veldtog het hulle almal bymekaar gekom, want daar was 'n geweldige gevegtery en verdeeldheid op die plaas onder die kinders van die Here. Sy sê nadat ons daar weg is, het hulle vrede gemaak. Sy sê mense is met mekaar versoen. Sy sê en tot vandag toe is daar vrede. Nou ons praat hier van, ek dink dit was verlede jaar Oktober daar rond, wat ons op daardie plaas veldtog gehad het. En dit was vir my so wonderlik geweest om maar net weer te hoor. Weer dan dink ek so aan wat Paulus sê, dat die evangelie die krag van God is tot redding vir elkeen wat glo. Nou geliefdes, dan wil ek tog maar vir u dan ook net so 'n foto of 2 wys. Ek was bietjie stout geweest. Ag weet jy, ek dink so daaraan. Die woord van die Here sê, verkondig die evangelie tydig en ontydig. Die Here het ons mos nou geseën met hierdie vinyl cutter, soos wat hulle dit nou in Engels noem. Dis mos hierdie masjien wat hierdie vinyl uitsny en dan plak 'n mens dit mos. Dit is waarvan ek die borde nou maak. En ek het baie keer stukkies oor en dan sny ek nou maar dingetjies uit wat ek oral opplak. En hier kan u nou sien waar ek oral hierdie stickers opplak vir mense om te dink. Ja, hier is nou vir u 'n plakker op 'n baie ongewone plek, maar hier kan die ou mos nou sit en dink.
aan hierdie vraag wat so pas vir hom gevra is. Ek gaan na die ATM's toe en die kitsbanke en dan plak ek so hier en daar ook maar op. Reinout het vir my gevra of dit nou nie 'n etiese kwessie is die iets soos graffiti of vandalisme of wat ook al. Maar weet jy, gelukkig trek jy die goed maklik af. So as die ouens nou nie daarvan hou nie, dan kan hulle dit maar net aftrek. Daar's nie 'n probleem nie. Maar in elk geval, geliefdes, baie dankie vir u liefde. Dankie vir u gebede. Dankie vir u omgee, vir u passie. Dankie vir u ywer om saam te werk sodat siele gered kan word. Want op die einde van die dag, geliefdes, wanneer siele gered word, dan leef hulle tot eer van die Here en hulle dra vrug. En is dit nie per slot van rekening waarom God die mens geskaap het, is om God te vereer. Soos mense gered word, dan word God daardeur vereer. En hoe dank ons die Here nie? Wil ons U loof dat ons saam in vennootskap kan werk vir die Here Jesus. Tyd is min en die oes is groot en die arbeiders is min. Bid tog asseblief dat die Here vir ons meer werkers sal gee. Miskien wil ek tog net dit ook vir u sê, ekskuus. Weet jy, ons het so 'n week gelede amper, het ons 'n oproep gekry van 'n baie kosbare broeder teen Steenkamp, skaapboer daar in Stanford. Ek dink hulle is sê ook die Weskaap en naby Bredasdorp, en hy vra toe vir ons of ons 'n tweede voertuig nodig het. En ek wil vir sê, ek was die Here so dankbaar, want weet jy, my seun Reino, wat ook sy eie bediening het, sukkel maar, en hy het so ruk gelede het hy vir my gevra of ek nie 'n spesifieke persoon wil vra of hy nie vir ons 'n bakkie wil voorsien en ek het net nie gelei gevoel om dit te doen nie. En hier uit die bloute uit bel hierdie kosbare broeder vir ons en vra of ons 'n tweede voertuig nodig het. En nou ja, ons dank die Here. Die Here is so getrou. En hoe wil ons die Here dank vir ou broer Teun se gehoorsaamheid. En ja, weet jy, dit is net wonderlik hoe die Here voorsien en hoe die Here onderneem. Geliefdes, kan ek net gou vir u ook dit sê. Dis 'n gedagte waaroor u ook kan bid. En dit is dat ons in hierdie somermaande wat gaan kom, gaan ons baie straatwerk doen. Jy weet, dit is so warm hier in Porterville. Die mense sit buite op straat in groepe tot laat in die nag, omdat die huise net eenvoudig te warm is om in te gaan. Mense slaap buite in hulle erwe en op die stoepies en so aan. Maar ons het besluit, ons gaan nou stoele aankoop, want weet jy, dit is 'n geleentheid om waar hulle so in groepe op die straathoeke sit, om net vinnig daar te stop, die stoele uit te pak en te sê, miskien 'n bord uit te haal met 'n vraag op wat hulle kan stimuleer en wat gesprek kan stimuleer en vir hulle sê, kom ons gesels gou 'n bietjie hieroor. So ons is baie opgewonde oor hierdie inisiatief. En ja, geliefdes, baie dankie. 'n Bietjie lank en uitgerek, maar mag die Here net vir u ryklik seën. Ons waardeer vir u en vir u omgee en ook u gebede. Mag die Here vir u ryklik seën en mag u ervaar hoe die guns van die Here op u lewe rus. Totsiens. Geliefdes, ek speel dan hierdie aflewering uit met 'n pragtige lied. Gaan dan heen, gaan in vrede. 'n Kosbare lied wat vir ons net opnuut uitdaag om die groot kommissie te vervul. Geniet dit. Om jou